Vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vanmôre te kan bid. U sê vir ons daar in die woord, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid sal ontvang en hy wat soek sal vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Here, dit is so kosbaar as ons lees dat die gedeelte vir ons verder sê, as ons wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader se Heilige Gees aan ons gee, vir die wat daarna vra. En ons kom bid vanmôre, Here, vir u Heilige Gees, om ons harte te kom verlig met die waarheid van u woord. Vader, ons bid dat u Gees in ons midde sal werk, deurdat Christus verhoog en verheerlik sal word, en dat mense na ons dierbare heiland getrek sal word. En dis alles, Here, tot eer van u heilige naam, u die liefdevolle Vader, wat vir ons u liefde kom openbaar het in u Seun, Jesus Christus. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, vir elke lidmaat, elke besoeker, elke jong mens en elke kind. Here, ons neem nie vanselfsprekend aan dat hierdie groepie mense hier saamgekom het nie. Ons weet dit is u wat harte opwek, dit is u wat mense, Here, stuur in 'n rigting, en ons weet dat u Heilige Gees ook werk, om te wil sowel as om te werk na u welbehae. En daarom eer ons u dat ons saam kan wees in u naam, en dat ons, Here, u woord kan oopmaak vanmôre en daaruit kan lees, om te hoor wat u vir ons wil sê, en dan onderrigting te ontvang, sodat ons hiervandaan kan beweeg om sout van hierdie wêreld en ook lig te wees, Here, wat kan skyn in 'n donker plek. Ons besef, Here, dat ons lewe in uitdagende tye, nie net in Suid-Afrika nie, maar as ons kyk wat in die Oekraïne aan die gang is, en ons kyk wêreldwyd, Here, hoe dinge besig is om reg te skuif vir u naderende koms, dan besef ons maar net dat ons nodig het om soos daardie waaksame diensknegt te wees, wat wag op die terugkeer van sy Heer. En wil ek vra, Here, dat ons nie nou angstig sal rondkyk nie, dat ons nie in moedeloosheid sal verval en miskien met vrae sal begin worstel, waar's die Here en hoekom is daar so baie ellende en waarom is daar soveel hartseer rondom ons nie, maar dat ons hoof sal ophef na bo, want ons verlossing is naby. Ag Here, ons besef dat ons lewe in 'n gefalle wêreld. Ons besef die toestand van hierdie wêreld is te wyte aan mense se rebellie teenoor u die heilige God. U het hierdie pragtige wêreld geskaap, hierdie aarde waarop ons woon, en Here, dikwels leef ons asof ons in beheer is van alles. En ons gee nie eer aan u die skepper en ook die redder en onderhouer van u heelal nie. En daarom vra ons, Here, dat u vir ons tog genadig en barmhartig sal wees, en in hierdie laat uur nog siele soos brandhout uit die vuur sal ruk. Ek vra, Here, dat ons as kerk van Jesus op aarde opnuut weer die vaandel van u woord, Here, sal indra in hierdie roekelose en bose en verdraaide geslag, dat ons nie nou aanpassing sal maak om mense te akkommodeer nie, maar dat ons getrou aan ons hemelse koning sal sê, so sê die Here, want in die waarheid van die woord is daar vryheid, en hierdie vryheid gee 'n mens hierdie kosbare vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Daarom vra ek vanmôre ook, Here, dat u hierdie boodskap sal gebruik, en dat u self die dwaasheid van die prediking sal gebruik, om die wat glo te red. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons is besig met ons reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring. Nou oggende Openbaring, aand Psalms. Nou daar was nou nie laasweek 'n geleentheid waar ons het Psalm gewerk het nie, ook nie vanaand nie, miskien volgende week as die Here ons spaar, ons kyk hoe die dinge uitwerk, maar ons gaan vanmôre stil staan by Openbaring, die 3de hoofstuk. Nou ons is nou tans hier op die kaart, hier by die gemeente Philadelphia, en ons kyk so bietjie na hierdie gemeentes, 7 gemeentes wat bestaan het, 7 gemeentes waarvoor die Here dan ook briewe geskryf het, en dan 'n bepaalde boodskap vir hulle aangekondig het. Vir u ook gesê dat elke gemeente verteenwoordig maar 'n tyd in die geskiedenis van die mensdom, en ons beleef tans die tyd, ons sal volgende week daarna kyk, hierdie tyd van die Laodiceense of die Laodicea gemeente, 'n tyd waar ons in die Bybel sal sien waar mense so selfgesentreerd geraak het, en die kerk soveel aanpassings gemaak het, dat Christus self
buite sy kerk se deur staan en klop. Het u al daaraan gedink dat die plek wat kerk genoem word, 'n plek kan word waar Christus nie eens meer welkom is nie? Nou ek wil vir u sê, dit is nie 'n vreemde verskynsel om by kerke vandag in te stap en die Bybel word nie meer oopgemaak en daar word nie meer daaruit gelees nie. Prediking is nie meer belangrik vir mense nie, want hulle reken dat die nuwe geslag het nie prediking nodig nie, hulle het vermaak nodig. Nou luister, vermaak het nog niks aan ons geslag en ons volk gedoen, behalwe om hulle net verder in elende te laat wegsink nie. U sien, die Here het gekies dat deur die prediking van sy woord, hy dan ook harte kan aanraak, soos ons woensdag aand by die biduur gehoor het, want daar is net een boek, wat lewendig en kragtig is, en skerper as enige tweesnydende swaard, dis die woord van die Here. Nou, u weet dat hier in ons gemeente, poog ons deur die instaatstellende krag van die Here, om Sondag na Sondag die woord van die Here aan u te bring, en ek bid dat die Heilige Gees dan u harte sal voorberei vir die saad van die woord, sodat dit op vrugbare grond sal val en dit vrug sal dra tot eer van die Here. Die hele erediens gaan nie oor my nie, gaan nie oor my kerk nie, dit gaan nie oor u nie. Dit gaan oor die God van hemel en aarde, wat in sy seun Jesus vir ons die oplossing kom gee, en die een deur wie ons gered word, sodat ons eer aan hom kan bring, van nou af tot in alle ewigheid. So kom ons lees saam, en ons lees hier die paar verse, en ons kom by vanmôre se boodskap dan uit. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy my woord, of die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Ek wil net so onderbreking maak. Baie mense sê, die woordjie, kyk, ek kom gou, beteken, wat Johannes hier skryf, sal gou gebeur. Nou vra baie mense, 2000 jaar het verbygegaan, hoekom het nog niks gebeur nie? En die antwoord is, genade. Genade, dat mense gered kan word. Petrus sê, die Here versuim nie die belofte, so sommige dit 'n vertraging ag nie, maar hy's lankmoedig, sodat mense gered kan word. Hierdie beloftes van die Here sal in vervulling gaan, en die Bybel sê, hy sal kom, sodat ons dan ook beloning kan ontvang, die wat aan hom behoort, en die wat sy waarheid verwerp het, die oordeel van God. Vers 12 sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar maak in die tempel van my God, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons lees dit tot sover saam. Ons teks van oordenking vind u in die 8ste vers van Openbaring 3. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Ek praat vanmôre met u oor die gedagte, klein maar kragtig in die hand van God, klein maar kragtig in die hand van die Here, en u sal sien dit is deel 2 van ons boodskappe vanuit die 7 gemeentes, in besonder oor die boek van, of aan die gemeente van Philadelphia. Nou ons het so bietjie 2 weke terug, dink ek, was dit voor ek nou by die dokters was en in die hospitaal was, het ons so bietjie begin praat oor hierdie gemeente van Philadelphia. En vir u gesê, dit is een van 2 gemeentes wat nie 'n vermaning van die Here ontvang het nie. Van die 7 gemeentes was daar 5 wat vermaninge van die Here ontvang het, dinge wat hulle gedoen het en toegelaat het in hulle gemeente, wat die Here gesê het, is nie reg voor hom nie. En hy het hulle aangespreek, en elke keer het hy afgesluit met die woorde, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Vir u gesê dat hierdie gemeente in Philadelphia, soos die gemeente in Smyrna, was nie 'n perfekte gemeente nie. Hulle was nie volmaak en het met klomp engele in die kerk gesit, en daarom het die Here hulle nie vermaan oor iets nie.
Maar hierdie gemeente, as ons die woord bestudeer, was 'n gemeente wat bruikbaar was in die hand van die Here. Hulle was nie foutloos nie, maar beskikbaar sodat God hulle kon gebruik, en hulle was eenvoudig sondaars uit genade gered, wat gesê het, Here, hier is ons, gebruik ons, sodat ons u naam kan verheerlik. Ek het vir u die aanhaling van Dr. MacArthur gegee, waar van die studente na hom toe gekom het en met hom gepraat het oor die kerk en oor gemeentes, en hy skryf, hy sê, occasionally I'm asked by young men seeking a church to pastor if I know of a church without any problems. My response to them is, if I did, I wouldn't tell you. You'd go there and spoil it. Die gedagte maar eenvoudig dat ons almal soek hierdie volmaakte plek op aarde, en baie keer soek ons dit in die kerk, so asof die kerk bestaan uit volmaakte mense, en hy gaan verder voort om te sê, hy sê, the point is, there are no perfect churches. The church is not a place for people with no weaknesses. It is a fellowship of those who are aware of their weaknesses and long for the strength and grace of God to fill their lives. It is a spiritual hospital for those who know they are sick and needy. Het was my so kosbare beskrywing van die gedagte van kerk wees. U sien, ek het onlangs met mense gepraat, toe praat hulle van, maar hierdie kerk of daardie kerk, toe sê ek vir hulle, luister, 'n kerk is 'n plek waar ons as weergeborenes saamkom om onderrigting uit God se woord te ontvang, en wanneer ons die onderrigting ontvang, dan groei ons geestelik saam, en ons geloof word versterk, en hoe meer ons geloof versterk word, hoe meer besef ons dat ons sonder die Here niks kan doen nie. Dis waaroor 'n kerk gaan. Dit gaan nie oor om mense te vermaak nie, dit gaan nie oor om mense te akkommodeer in die sin dat jy preek wat hulle graag wil hoor nie, maar om te sê, dis wat God sê, ons sien ons eie leemtes en tekortkominge, en ons sê, Here, hier is ons, reinig ons, gebruik ons, sodat ons ook in u diens kan staan tot u eer. Die laaste keer het ons gekyk na die bemoediging, of bemoedigende en verblydende aankondiging, met u gepraat oor hierdie vers 7 tot 8 van hoofstuk 3, wat praat oor die heilige en waaragtige wat die boodskap gee, wat die sleutel van Dawid het wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand mag oop nie, ek ken jou werke, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Vir u gesê, soos die boodskappe wat al reeds verby is, dat die engel is eintlik maar die leraar. Johannes ontvang die visioen van die Here daar in Openbaring 1, en die Here sê, gaan sê aan die gemeente se leraar, om hierdie boodskap dan oor te dra. Die heilige waarvan die Bybel hier praat, dui op Jesus, dat hy niemand anders is as God, wat mens kom word het nie, hy is ook die waaragtige, Johannes 14 vers 6, wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die engel sê dat Jesus, that is true. Daarom vir u ook gesê, ons kan nie hande vat met ander gelowe nie, want God het een middelaar gegee, sy naam is Jesus Christus. Wat baie interessant was die laaste keer toe ons saamgekom het, die Bybel sê wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Vir die baie duidelik gesê dat in die Ou Testament was daar 'n man gewees met die naam van Eljakim, en hy het die sleutel gehad tot die paleis van die koning, en hy toegelaat wie hy wou, en hy het weggewys wie hy wou. En die Bybel sê vir ons dat Christus ook die een is, wat die poort vir ons oopgesluit het, en hy is die een wat die sleutel van die koninkryk in sy hand het. En ons as kinders van die Here moet die evangelie aan die wêreld bring, sodat hulle ook deur Christus Jesus gered kan word. U kan meer luister oor hierdie boodskap, dit is opgeneem, en u is welkom om dan daarna te luister meer breedvoerig. Laasweek gekyk of laaste keer na jy het min krag, dit dui op die gemeente was maar 'n klein gemeente gewees, maar kragtig in die hand van die Here, vir u gesê reg deur die Bybel, gebruik die Here enkelinge om sy koninkryk meer uit te brei. Dink aan die 12 disippels en die ongeveer 120 in die bovertrek, wat die wêreld, soos ons hom nou ken, beïnvloed het.
Luister, daar is miljoene in die wêreld wat by die Here uitgekom het, deur 'n handjievol mense, wat hierdie getuienis gaan uitdraai het. Jy het my woord bewaar, ek het 'n bietjie daaroor gepraat, vir u gesê dat God se woord sentraal in 'n gemeente moet wees, vir u gesê 'n kerk of 'n gemeente wat nie baie van die woord maak nie, kan verseker nie kerk van Jesus genoem word nie. Ek praat dikwels met mense, waar hulle vir my sê, luister, ons het vanmôre nie Bybel gelees nie, ons het nie vanmôre 'n boodskap gehoor nie, want die Gees het gewerk. En dan praat hulle nou van baie snaakse goed, wat in die gemeente gebeur het. Luister, die Gees werk deur die woord. In Johannes 14, 15, 16, toe Jesus afskeid neem van sy apostels, toe sê hy vir hulle, wanneer ek weggaan, sal ek my Gees na julle stuur, en as my Gees kom, sal hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. En ons het dit al reeds in die woord. So as die Gees in 'n gemeente werk, is dit nie snaakse manifestasies nie. Dis nie vreemde en brabbeltale nie, dis nie mense wat omval en blaf en huil en skree en te kere gaan en rondhardloop nie. Dis nie God se Gees wat so werk nie. Ek gee nie om wat sê mense, of wat hulle gedagte is, of wat 'n nuwe salwing of openbaring hulle ontvang het nie. Dis nie van God, die Heilige Gees nie. God is 'n God van orde, en hy werk deur die prediking van sy woord, en hy red, en hy heilig sy kinders. 'n Kerk of 'n gemeente wat nie baie maak van die woord van God nie, het geen reg of rede tot voortbestaan. Ek het vir u gesê, as ons as gemeente God se woord begin geringag en een kant skuif, moet ons die naam kerk hier voor afhaal en sê, sosiale byeenkomsplek. Dan kan ons maak wat ons wil, en dan kan ons doen wat ons wil, maar as ons die naam kerk dra, moet ons kerk wees soos Jesus dit van ons vra. Die laaste gedagte wat ons hanteer het, by die vorige boodskap, jy het nie my naam verloon nie, vir u baie duidelik gesê, dat dit 'n aanduiding is, dat iemand wat aan die Here behoort, tot aan die einde toe getrou sal bly. God wat ons red, deur sy Gees, hou hy ons in stand, deur die waarheid van sy woord. En vir u ook gesê, Romeine 8:38 sê, ek is versekerd, dat geen dood of lewe ons sal kan skei van die liefde van Christus nie. En ons kom uiteindelik by vanmôre se boodskap. Daar sê, die volgende gedagte vanmôre dan, die aanmoediging om te volhard. Nou vriende, vanmôre se boodskap is 'n bemoedigende boodskap. Die Here skryf juis aan hierdie gemeente in Philadelphia, hierdie bemoedigende boodskap, sodat hulle kan sien en weet, dat God hulle lief het, en hy stel belang aan sy kinders. U moet tog nie God sien as hierdie diktator, en hierdie kwaai man van die Ou Testament, wat net gereed staan om te oordeel nie. Ek wil vir u sê, die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament is een en dieselfde God. Baie keer sê mense, man, ek is lief vir die God van die Nuwe Testament, want hy so sagmoedig en nederig van hart. Ek wil jou vra, het jy al Openbaring deurgelees? Gaan lees net so 'n bietjie Openbaring vir hoofstuk 5 tot hoofstuk 19, en dan sien jy hoe die lam wat geslag is, hierdie wêreld sal oordeel oor die boosheid. Maar as altyd in sy hart hierdie kosbare en besondere belang by sy kerk, en by sy uitverkorenes, sy gereddes, die wat hy gekoop het in die bloed van die lam. En kom ons kyk na die aanmoediging om te volhard. Openbaring 3 vers 9. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Vers 11 sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Nou vriende, die aanmoediging om te volhard is iets wat vir ons redelik bekend is. Nou ek weet nie wie van u het al die Comrades gehardloop nie. Ek weet Tyron het al een keer daar die kans gevat, en ek dink hy het dit gemaak, hy het 'n medalje om dit te wys, maar die meeste van ons kyk die Comrades en ons raak moeg wanneer hulle hier by 8 kilos kom, né? Of 9 kilos, dan gaan soek ons 'n Coke in die yskas. Dan dink ons by onsself, maar ons sien die kans hiervoor nie. Ons almal weet van ou Bruce Fordyce, ou wat al baie rekords opgestel het, maar min van ons weet die name van die wat by die stadium ingekom het. En dan wys daar die groot horlosie, daar's nog 2 minute oor. En dis nou die ouens soos ek, jy weet wat nou al 50 plus is, so bietjie 'n beter postuur as wat die meeste van die goeie atlete het. En ons het op 'n stadium besluit, ons wil nou hierdie Comrades gaan hardloop.
En teen die tyd wanneer jy by die stadium inkom, is alles seer. Daar's nie 'n plek op jou liggaam wat nie seer is nie. En dan kyk jy nog na die horlosie, dan kry jy ook seer, want jy sien as 2 minute oor. En wat gebeur? Hierdie skare begin jou aanmoedig. Hoor hierso, byt vas. En ek het al gesien hoe van daai ouens val, en hoe hulle gesigte trek van die pyn. En as hy oor daardie laaste streep einde kruip, die blydskap en die vreugde. En ek wil vir julle sê, dit is ook vir ons waar in die geestelike lewe. Ons is nie in 'n naloop betrokke nie. Ons is nie in 'n 100 meter naloop waar ons vinnig ons lewe leef en klaar kry nie. 'n Kind van God is in 'n maraton. 'n Geestelike uitmergelende stryd waar ons teen die wêreld, die vlees en die duiwel elke dag van ons lewens staan. En God moedig ons aan om te volhard. Daar is die getuienis van kinders van die Here van die verlede wat ons bemoedig. God se beloftes in sy woord. Daar is u en ek wat vanmôre saam is, wat mekaar bemoedig. Waarom? Omdat die Here weet ons het bemoediging nodig. Want hierdie stryd is vel. Daar is erge beproewinge wat aan ons kant toe kom, en daarom het ons mekaar so nodig. En ek gaan vir u so 3 gedagtes uitlig, hoe die Here ook hierdie gemeente bemoedig het. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het in hierdie paar verse, is die bekerings wat plaasgevind het. As ons kyk na Openbaring 3:9, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Baie besonder dat die Here, sien die woorde, ek gee jou uit die sinagoge van Satan. U sien, ware bekerings is iets wat God deur sy gees in harte en lewens werk. Nou, wat was die probleem hier? U sien, die Bybel sê vir ons daar in Romeine 2 vers 28 en 29, daar is baie Jode gewees, wat bekend gestaan het as Jode in die naam, maar hulle harte was ver van God af. So is dit in die kerk van die Here ook vandag. Daar's baie mense wat die Here dien met die mond, maar hulle harte is ver van hom af. Hulle sien nie die belang en die belangrikheid om voluit vir die Here te leef nie. En die Here sê hier die gemeente wat manne en vroue gehad het, wat werklik God lief gehad en gedien het, dat hy nog vir hulle mense sal byvoeg, ter bemoediging om te sien, dat hulle nie alleen die stryd stry nie, maar dat hy self by die gemeente voeg, die wat gered is. Baie interessant, Handelinge 2:47 sê, die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Mense lees hierdie verse en sê, maar daar word nie daagliks by ons gemeente gevoeg nie, en ek is dankbaar, want ons gebou sal dit nie kan vat nie. Die gedagte hier is eenvoudig, dat die Here die universele kerk, die kerk reg oor die wêreld wat as kinders van God bekend staan, dat hy daagliks by hierdie kerk mense voeg. Die Bybel sê dat die hemele het nie 'n oomblik van stilte nie, want voor God se troon is daar aanbidding vir siele wat gered word. Ons kry enkeles, hier kom iemand by, en daar kom iemand by, en ons hoor hierdie getuienis, hoe die Here hierdie siel gered het, en ons harte is verbly, en die Here bemoedig ons as gemeente, deur vir ons te sê, volhard my kinders, want ek het ook my mense, die oorblyfsel waarvan die Bybel praat, wat gered word uit genade. Ek wil nou nie te veel daaroor praat nie, ons gaan later bietjie, wanneer ons kyk na die Joodse nasie, sal ons bietjie praat oor die gedagte van die profetiese vervulling van hierdie gedagte, want u sien die Bybel sê, Sagaria 12 vers 10, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem, sal ek uitgie die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. U sien hierdie gedagte is ook profeties van aard in die sin, dat wanneer die Here Jesus Christus sal kom, sal daar 'n massa bekering plaasvind onder die Joodse nasie of die Israelies. Waarom? Omdat God 'n verbond met Abraham gesluit het in die Ou Testament. Hierdie verbond het oorgegaan na Dawid, en die Bybel sê dat Christus op die troon van Dawid sal regeer. Ons sal bietjie later daaroor praat, maar net om vir u die gedagte te gee dat die Here nie klaar is met sy volk nie. U wonder seker baie keer waarom die Midde-Ooste so 'n broeiplek is van oorloë en stryd, en waarom almal Jerusalem wil hê. Gaan lees jou Bybel. Want u sien, daar is besondere profeseë wat gelewer is oor hierdie bepaalde plek, omdat Christus self ook daar gewandel het, en gesê dat hy sy koninkryk daar
sal kom vestig. So die eerste gedagte is, die Here moedig ons aan. En ek is ook opgewonde wanneer ek Sondag so saam met u bymekaar kom en sien dat daar 'n liefde in u hart vir die Here is, en ek vertrou dat u ook in my hart die liefde vir die Here sal sien, en dat ons hom saam sal dien en sy naam sal verheerlik. Die tweede gedagte vanmôre, die Here sê vir hierdie gemeente dat deur die stryd sal hy hulle dra. Ek lees vir u Openbaring 3:10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nou die Bybel gee nie vir ons baie meer detail oor watter vervolging hulle beleef het nie, terwyl ons weet, hierdie gemeentes het vervolging beleef, daar was vyandskap teenoor die kinders van die Here in die tyd van die gemeente te Philadelphia, en ook vandag is daar vyandskap teen kinders van die Here. Maar die Here sê, ek sal jou deur die stryd dra. Of dit huidig is, of dit in die toekoms is, die Here God sal ons deur die stryd dra. En ek het my die vraag self afgevra, wat is die stryd wat jy vanmôre beleef? Miskien is daar in jou hart 'n geestelike stryd en jy maak nie sin van alles wat om jou aangaan nie. Miskien is daar in jou liggaam 'n stryd, miskien is daar 'n worsteling in jou siel oor familie en vriende, mense wat die Here nie wil dien nie. Dan wil ek vir jou sê, onthou, daar is een nader aan jou as 'n broer en 'n suster. Dit is God wat deur sy gees in jou hart woon. Belangrik dat ons hierdie waarhede sal raak sien. Nou, ek wil net vir u noem, vriende, ek raak maar aan die oppervlakte van die verklaring van hierdie boek Openbaring. Nou, hier is boeke geskryf, ek het dit saamgebring. Dr. John MacArthur het hierdie boek geskryf oor Openbaring. Nou, net om vir u te wys, daar is 2 volumes wat jy kan lees as jy meer breedvoerig daarvan dan wil hoor, of miskien so 'n bietjie meer inligting wil bekom. Hier is 'n kort opsomming van die boek Openbaring, en dan hierdie ene is die Encyclopedia of Bible Prophecies. Baie interessante boeke. Nou ek wil vir u sê, pas op dat jy nie op hol hardloop met elke ou se gedagte nie. Bly so ver moontlik by die skrif, maar as jy hierdie boeke gaan lees, dan sien jy dat soos die kerk in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, en die kerk in die geskiedenis swaar gekry het, so sal die kerk van die Here Jesus ook vandag en tot die Here kom swaar kry. Daar sal hierdie stryd wees waardeur ons moet gaan. Want die Bybel sê, deur baie beproewinge sal ons in die koninkryk van God ingaan. Daarom sê die Bybel in Johannes 16:33, dit het ek vir julle gesê dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Waarom moet ons goeie moed hou? Die Here sê, ek het die wêreld oorwin. Christus sit al reeds op die troon. Die Bybel sê hy is ons voorspraak by die Vader, en daarom bemoedig hy ons dat hy ons ook deur die stryd sal dra, want hy het al reeds deur die stryd gegaan en die oorwinning behaal. Die derde gedagte van bemoediging is, hou vas wat jy het. Baie interessant, in Openbaring 3:11 die woorde, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Dui maar eenvoudig op die geloof wat ons in Christus stel. Moenie nou dat jou geloof wankel nie, is wat Johannes aan hierdie gemeente sê. Staan vas in die geloof. Wees getrou aan hierdie God wat jou gered het. Luister, 'n kind van die Here is nie 'n goeie weerschristen nie. Ons kan die Here nie dien wanneer dit goed gaan, en wanneer dit sleg gaan, dan draai ons rug op hom, omdat ons reken hy kom ons te na nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat as ons aan die Here behoort, dan het hy deur sy gees vir ons hierdie kosbare waarheid kom gee, dat hy ook ons in staat sal stel om standvastig te bly in die geloof. U sien, dit is nie 'n kwessie van let go and let God have his wonderful way nie, maar 'n kwessie van, Here, ek hoor wat u sê, ek sien wat u in my lewe kom doen het, ek meld aan vir diens, en ek wil my verantwoordelikheid nakom. Hoor dit sê Matteus 10:22, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Eenvoudig hierdie kosbare verlossing wat ons ontvang het, deur God se gees, sal dan ook staande bly. Dit sal in stand gehou word, sodat ons dan
staande kan bly tot die dag dat ons die Here sal sien soos hy is. Hierdie beteken nie ek werk om gered te word nie, maar as ek gered is, hou God deur sy Gees my in stand. Maar daar sou ook in my hart 'n begeerte wees om te volhard. Matteus 26 vers 41 sê die Here, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die Gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Aan die gemeente in Philadelphia word hierdie boodskap gegee, gemeente, julle moet vashou wat julle het. Julle moet volhard in die geloof. Daar is 'n verantwoordelikheid van julle kant. Maar onthou, God is die een wat julle ook in stand sal hou deur die krag van sy woord. Baie keer kom ek met kinders van die Here in aanraking wat stoei en stry in hulle geestelike lewe. En 8 uit die 10 keer kan jy teruggaan na die tyd van gebed en tyd met die woord. Het is interessant dat baie mense wat bely hulle is op pad hemel toe, nie tyd het vir Bybel lees nie. Hulle het nie tyd vir gebed nie. En hulle reken hulle gaan by die Here wees en hulle reken hulle gaan oorwinning oor sonde behaal. Dis onmoontlik. As ons oorwinnend wil lewe, het ons nodig om te waak en te bid. Die waaksaamheid kom deur die lees van die woord waar God ons waarsku en deur gebed antwoord ons deur te sê, Here, hier is ons gewillige, bruikbare instrumente in u hand. Hoor gou ons verantwoordelikheid, ek moet dit net vir u lees. Filippense 2 vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, sien u ons verantwoordelikheid, gehoorsaamheid, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil of julle eie verlossing uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, wees skuldig hieraan, dat ons dit soms nie doen nie, ons almal, dikwels voel ons die lewe deel vir ons 'n paar vuishoue uit, terwyl God eintlik besig is om oor ons pad dinge te stuur, om ons te heilig en nader aan homself te trek. So wat ons verantwoordelikheid, ons moet gehoorsaam wees, die Bybel sê ons moet ons eie heil uitwerk, met ander woorde, van ons kant af ons verdiep in sy woord. Wat moet ons doen, wanneer stryd oor ons pad kom, moenie murmureer en in opstand kom teenoor die Here nie. Die Bybel sê vers 15, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Vers 16 is belangrik, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. U sien, ons verantwoordelikheid is van so aard, dat ons nie vanmôre agteroor kan sit en sê, Here, ek wag vir u koms en ek het eintlik niks om te doen nie, want u het my klaar gered nie. As die Here ons gered het, het ons 'n verantwoordelikheid om aktief deel te wees van hierdie koninkryk van hom, deur die woord te lees, te bestudeer en dan ook 'n getuie vir hom te wees. Hoor wat sê die Here in 1 Petrus 5 vers 7 tot 9. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Dalfyn maak nou die dag die aanmerking, toe hy die voeltjies daar sien, hy het nou 'n kamera, kyk, en hy neem nou alles af. So, pas op as hy julle vang, as julle nou niks verkeerd doen nie, hy neem alles, en dan wys hy vir jou later, hoor hy, so hier's die bewyse. Maar hy sien die voeltjies daar, en hy sê, pa, luister, kyk hoe gelukkig is hulle. Is nie 'n kwessie van dat hulle dood bekommer nie. Ek het nog nie 'n voël met grys hare gesien, van bekommernis oor, wat gaan nou gebeur môre en oormôre nie. En dis wat die Here vir ons sê, werp julle bekommernis op hom. Hoekom? Hy is die getroue God en Vader, wat in die verlede gesorg het, in die hede en ook in die toekoms. Die volgende gedagte, wees nugter en waaksaam. Hierdie nugter gaan nie oor drank in die sin dat ons nie moet dronk drink nie. Ek dink dit is al klare uitgemaakte saak vir kinders van die Here, om weg te bly van hierdie goed wat jou lewe kan vernietig. Maar die nugter beteken dat ons in ons verstand helder sal wees, waaksaam sal wees, dat ons nie onverhoeds betrap sal word deur die tye en omstandighede nie. Die Bybel sê ons moet nugter en waaksaam wees, want ons het 'n teestander, die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou vriende, die ander siening van die boek Openbaring sê dat die duiwel by die kruisiging van die Here Jesus gebind is. Nou ek weet nie wie loop nou rond op die oomblik nie en wie versoek ons nou nie, maar die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu. Wat moet ons doen?
Elke keer as ons gesondag het gesê, dis die duiwel se skuld. Dis hierdie ou duiwel. Hy het gemaak dat ek hierdie ding gedoen het. Die Bybel sê nee, ek gee hom nie die skuld nie, ek moet hom teëstaan. Ek moet standvastig in die geloof wees. Ek moet nie 'n verskoning soek vir my sondige gebruikes en gewoontes nie, maar sê Here, ek staan vas in die geloof, geanker in die waarheid van die woord, want die Bybel sê dieselfde lyding is opgelê aan ons broederskap reg oor die wêreld. So die Here kom bemoedig ons, deurdat hy vir ons sê, luister, hierdie verantwoordelikheid wat julle moet nakom, sal ek julle in staat stel om na te kom deur die werking van my gees. En vriende, ek sluit af deur by die laaste gedagte aan vir u te sê wat die Here ook vir hierdie gemeente in Philadelphia kom sê, dat daar 'n heerlike en lieflike vooruitsig wat voor die deur lê vir hulle wat die Here liefhet en die Here dien en getrou is aan die Here. Ek lees vir Openbaring 3 vers 12 en 13. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam, wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou waaroor gaan dit die lewe van 'n kind van die Here? Dit gaan oor om loon by mekaar te maak, om eendag aan die voete van ons redder en verlosser neer te lê. Daar is 'n ou liedjie wat sê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Ek vra jou die vraag. As jy vanmôre bely jy's gered, en jy sê dat Christus sy lewe vir jou gegee het, hy het in jou plek die sonde gedra, wil ek vir jou sê, ons skuld hom ons lewe. Ons skuld hom ons alles. Om dankie te sê, dat hy ons uit hierdie moddersluik van sonde getrek het. Ek dink daar ontbreek baie keer dankbaarheid by geredde mense, omdat hulle reken dat die Here eintlik nou 'n skitterende keuse gemaak het, deur hulle in te trek in sy koninkryk. Ek wil vir u sê, al het jy as 'n goeie kerkmens groot geword, of al was jy 'n uitvaagsel as jy gered is dit genade. En dieselfde vergifnis wat vir die een geld vir die ander. Dit moes uit genade deur geloof op grond van die kosbare werk van Christus plaasgevind het. Maar hoor gou wat die heerlike vooruitsig is vir hulle wat oorwin, hulle wat getrou is, hulle wat in hierdie pad volhard, hulle wat die oë gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van hulle geloof. Die Bybel sê, hulle sal 'n pilaar in die tempel van God wees. Lees vir u net weer, Openbaring 3 vers 12, die A gedeelte. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Nou hierdie gedagte, vriende, dui eenvoudig op 'n ereplek of 'n besonderse plek wat God in sy koninkryk vir sy kinders sal gee. Gaan lees bietjie die Bybel, hoe baie maak die Here van sy kinders. Ek verstaan nie, ek sê dikwels vir die Here, Here, u wat my nie nodig gehad het nie, en nog steeds nie nodig het nie. U het u liefde geopenbaar dat u seun aan 'n kruis verbrysel het. U red my terwyl u weet hoeveel dinge ek nog na my redding verkeerd sal doen. U het my nog steeds lief met 'n ewige liefde, en dan gaan berei nog vir my 'n plek voor en sê dat u vir my 'n ereplek in u koninkryk sal gee. Ek verstaan dit nie, maar ek wil u aanbid en uit dankbaarheid vir u lewe. Nou hierdie gedagte van pilaar, vriende, dui vir ons iets van onwankelbaarheid. U sien, in antieke tye was daar pilare in tempels opgerig ter nagedagtenis aan besondere leiers. As hier nou 10 pilare was hierdie pilaar nou vir Piet en vir Koos en vir Jan, en almal kon teruggedink het, hier's oom Paul Creer en daar's ons oom Sarel Silje en al die manne wat nou 'n uitstaande rol gespeel het in die volk of in die geskiedenis. Nou in daardie tyd was dit so gewees, hulle tempels opgerig met hierdie pilare, en die gedagte eenvoudig is dat die Here ook vir ons as sy kinders hierdie getuienis wil gee, dat ons deel van sy hemelse heerlikheid sal wees. Maar baie interessant is, in die navorsing wat ek gedoen het, daar sal geen tempel in die hemel wees nie, Openbaring 21:22. So wat bedoel die Bybel? Wat bedoel die Bybel as die Here sê, dat ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak? Eenvoudig, ons sal deel uitmaak van hierdie uitverkore skare, saam met Jesus permanent
en vir ewig. Ons redding is nie tydelik nie. Om 'n kind van God te wees is nie iets wat net hou vir 'n paar maande en dan lees jy onder Made in China nie. Ok, dan moet ek sê 'n paar weke, né? Die paar maande goed word in Japan gemaak. Net so tong in die kies. Die gedagte man net is, ons redding is verseël. Daarom sê die Here ook vir hierdie gemeente in Philadelphia, vir ons vanmôre wat aan hom behoort, dat hy vir ons 'n permanente en ewige heerlikheid sal gee, waar ons onwankelbaar in sy heerlikheid saam met hom sal wees. Die Here praat ook van ewige eienaarskap, hierdie kosbare belofte wat hy aan hierdie gemeente gee, daar is ewige eienaarskap. Ek lees vir u vers 12b. Hy sê, wie oorwin sal ek om 'n pilaar in die tempel van God maak, en ek sal op hom die naam van my God skrywe. Baie interessant as 'n mens bietjie gaan kyk na hierdie verklaring en wat die slim manne vir ons gee in die verklaring van die oorspronklike taal is, dat dit dui op eienaarskap. Die geredde behoort aan Jesus en die Bybel sê hy het sy naam oor ons uitgeroep. Onthou u die man Saulus? Hy's op pad Damaskus toe. Daarom straal die lig hom, gaan lees dit in Handelinge die 9de hoofstuk. Daarom straal hier die lig hom en die Here sê vir hom, ek het jou geroep om vir my 'n uitverkore werktuig te wees. Ek het my naam oor jou uitgeroep en jy gaan doen wat ek vir jou sê. En die Bybel sê hierdie man Paulus was 'n besondere instrument in die hand van die Here. Miskien is u en ek nie 'n Paulus vanmôre nie. Ons is miskien eenvoudige kinders van die Here, wat hier aan die Oosterrand bly en ons wonder baie keer, wat is my bruikbaarheid in die koninkryk van God? Dan wil ek vir jou sê, daar waar die Here jou geplaas het, doen iets vir hom. Al is dit hoe gering, vat 'n traktaatjie en sit dit in iemand se hand, praat met hulle oor wat Jesus in jou lewe gedoen het, en met daardie in gedagte, hou jou oë gefestig op die hemele, van waar jou verlosser sal kom. Jy sien, ons is besig met so baie vrae en, ag, ek is nie bruikbaar nie en ek kan nie regtig praat nie. Moses kon ook nie praat en toe sê die Here, man, ek stuur vir Aaron. Maar jou verskonings beteken nie vir my baie nie. Nou, ek kan ook nie eintlik praat nie. Ek is maar 'n skaam en skugter seun, groot geword in die Wesrand, in die Oosterrand beland, en ek is hier om vir u te sê, die Here kan jou ook help, om jou vrese te oorkom, sodat jy vir hom 'n getuie kan wees, want dit gaan oor hom, nie oor jou nie. Dis waaroor dit gaan. Jesaja 43 vers 1, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Hier praat die Here in besonder van sy volk, Israel, maar as ons kyk in die Nuwe Testament, is dieselfde gedagte daar, dat die Here sy kinders by die naam geroep het. Die Here sê vir sy disippels, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies en julle aangestel om vrug te dra. Ek vra jou vanmôre, ek vra vir myself die vraag vanmôre, besef ons aan wie ons behoort? Ons is die eiendom van die koning van die konings. Leef jy soos 'n koningskind? En dit het niks te doen met eis, ek soek 'n kar en ek soek 'n huis, en ek hoor een van die predikers sê, Jehovah Jireh sê, jy weet, ek kan by die Here eis, ek soek 'n kar en ek soek 'n huis. Daar staan baie duidelik, die Here sal voorsien in 'n lam. Die grootste nood wat ek en jy het, is nie 'n huis en 'n kar nie. Dis die redding van ons siele. En dan van daar af getrouheid aan hierdie koning wat my kom vrykoop het. 'n Lewe van dankbaarheid om hom te verheerlik. 2 Timoteus 2 vers 19a. Ewenwel die fondament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is. Ek wil vir u sê, wanneer jy so in die hospitaalbed lê, en jy siek, en jy wonder by jouself, wat lê vir my voor, dan bemoedig hierdie waarhede jou. Die Here ken die wat syne is. En al voel jy soms of die Here ver is, al wonder jy baie keer, waarom laat hy al hierdie goed oor my lewe toe? Luister, glo my, hy het jou lief. En sy liefde vir jou laat toe dat hierdie goed oor jou pad kom, sodat jy jou kan verander en kan vorm. En dis presies wat hy vir die gemeente in Philadelphia sê. Luister, ek ken julle. Ek ken jou as individu. En ek wil vanmôre gou so hoor by julle. Lukas, hoeveel hare het jy op jou kop? Ek gaan nou vir die ouens vra wat bles is, nie?
So, maar Lukas sal nie vir my kan sê nie. En Sarel sal nie vir my kan sê hoeveel haar op sy hoof is nie. Daar's 'n God in die hemel wat sê hy weet. Hy het dit getel. Hoekom sal die Here so iets in die Bybel opskryf? Ek het julle haar op julle hoof getel. Hoekom sal hy dit sê om vir ons te sê, ek weet. Ek is nie onbewus van wie hy is en wat in jou lewe gebeur nie. En in besonder as jy my kind is, het ek jou lief met 'n ewige liefde. Watter bemoediging was dit net nie vir hierdie gemeente nie en ook vir ons vanmôre. En dan die laaste gedagte, die ewige verblyf reg. Die Bybel sê dat vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God en die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van my God neerdal en my nuwe naam. Die deursnee godsdienst vandag of godsdienstige groep of religieuse groep sê jy moet werk om jou God te beïndruk. Jy moet offers bring aan hom, jy moet gee en dan is die kans 50-50 dat jy dit gaan maak. En as jy dit maak, gaan jy heel moontlik in 'n siklus van reïnkarnasie gaan. Die ander groep gaan in 'n sieleslaap. Die ander wag vir 'n vagevuur. Die kind van God het die belofte van hierdie verheerse heiland. Ons het dit vir die dae op die kaart gedemonstreer. Hy het gesterf en hy het opgestaan en hy het opgevaar. Hy sê vir ons, jy sal saam met my in die heerlikheid wees. Was dit nie vir hierdie rower aan die kruis 'n geweldige bemoediging vir die gemeente in Philadelphia en ook vir my en vir jou nie? As ons doodgaan, gaan ons nie daar in die grond bly lê nie. Ons gaan nie wag vir 'n vagevuur of in 'n siklus van reïnkarnasie terugkom as 'n hond of 'n kat of hulle sê gewoonlik die wat jy die minste van gehou het, jy kom terug as daai ene. Nou dan gaan ek definitief miskien een of ander dier wees. Maar die gedagte net, hoe tragies as mense 'n godsdienst wil uitdink, om vir hulle self 'n God te skep. Die God van die Bybel sê, omdat Christus die dood oorwin het, en hy ons lewend gemaak het deur sy gees, sal ons ook lewe al het ons gesterf. Hy gaan vir ons ewige verblyf reg gee. Johannes 14:1, hy neem afskeid van sy disippels, hy sê vir hulle, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Moet net jou hart vibreer nie, moet net jou hart ontsteld raak nie. Glo in God, glo ook in my. Hoekom? Want in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons as kinders van die Here is nie besig met wensdenkery nie. Ons is nie besig om goed uit ons duim te suig nie. Ons hou nie vas aan grashalmpies, omdat ons nie hierdie goddelose bestel in die oë kan kyk nie. Die teendeel is waar. Dis juis kinders van God, wat in hierdie moeilike tye vas staan, want hulle weet die God wat hemel en aarde geskaap het, wat hierdie aarde op die pilarige grond ves het, hy is die God wat sê, hy gee vir ons ewige verblyf reg. En ek wil vir u sê, as u wil luister na mense en hulle vir jou ander stories vertel, luister na hulle, want hulle gaan kom en gaan. Die opinie van mense kom en die opinie van mense gaan. Dis die waarheid van God se woord, wat deur die eeue dieselfde bly, met die onwankelbare belofte van die God van die hemel en aarde sê vir ons, hy gaan om vir ons plek te berei. En ek vra jou, wanneer laas jy al bietjie opgekyk en gesê, Here, kom haastig. Ons sien uit om u heerlikheid tegemoet te gaan. Romeine 8:16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. As ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou wat is 'n erfgenaam? Dis iemand wat kry. Die Testament sê, Ethel kry alles as Gerard sterwe. En dis wat die Here vir ons hier wil in die woord deurgee. Omdat Christus gesterf en gelei het, en God aan hom ook hierdie plaasvervanger gemaak het, die offer vir sonde, kan ons deur hom gered word. En as ons gered is, dan erf ons saam met hom, aan die Bybel sê, al die koninkryke van die wêreld behoort aan die Here Jesus Christus. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op aarde. 'n mede-erfgenaam van Christus, my verstand is te klein om dit te bedink. Maar ek sien uit daarna, en ek sien uit na hierdie heerlikheid wat geopenbaar sal word. Ons het vanoggend gekyk na die gedagtes van die bemoedigende en verblydende aankondiging,
die aanmoediging om te volhard en dan die heerlike en lieflike vooruitsig wat vlak voor die deur lê. Ek glo die woord van die Here het met ieder en elk vanoggend gepraat. Die gebed van my hart as leraar van Benoni gemeente is dat die Here ons sal heilig sodat hy ons kan gebruik tot sy eer. Al is ons miskien min in getal. Dat ons impak op hierdie dorp en omgewing van so aard sal wees, dat die mense sal sê, waarlik God is in hulle midde. Ons is nie hier om ons kerk te verkoop aan mense nie. Ons is nie hier om onsself te verkoop aan mense nie. Ons is hier om aan mense te sê, daar is 'n God in die hemel, die skepper wat ons lief gehad het, sy seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan nie al hierdie groot waarhede nie, maar een ding weet ons, dat u liefde aan ons geopenbaar is in u seun. En Vader, dat u ook deur u gees oortuigingswerk doen, en sondaars red, sodat ons deur u verlossingswerk die sekerheid van die ewige lewe kan ontvang, en dat ons ook gereed kan maak vir daardie dag van ontmoeting. Tot dan hou ons getrou, hou ons staande, en Here, help vir ons om nie moeg en moedeloos te raak nie, maar dat ons sal volhard tot die einde toe, en dat ons uit u mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Bid dit vir myself en vir hierdie kudde wat u aan my toevertrou het. Here, stel ons in staat deur u gees. Amen.